Baie welkom, lieve vriende. Vandag is dit die tweede gedeelte van die boodskap wat ek wil oorbring oor misleiding. Die vorige keer was die eerste gedeelte. Daar gaan 'n derde een ook wees. Dan hoop ek ons gaan dit 'n bietjie afrond. Anders het praat ons die hele tyd oor misleiding, so ons moet kom by wat belangrik ook is, die karakter van Jesus. Maar dit gaan ons ook hoor vandag. Maar ek wil graag wegspring met die gedagte van die laaste gebede oor, wel nie in die week, die week voor dit. Ek dink ons is almal bewus daarvan. Party van ons is dalk al reeds ja, net nie dit nie. Vriende, ek gaan nie baie herhaal nie. Ek gaan net wegspring met hierdie gedagte. Ek het op die ons WhatsApp groepie 'n link gestuur op my YouTube. As julle wil, kan julle gaan kyk. Daar's net 'n paar punte wat ek daar mee deel. Ek glo daar's baie ander predikers wat ook deel baie interessante inligting. Maar die saadjie wat ek graag vir u wil plant en ek het dit daar genoem en ek wil dit graag met u deel om die tyd te spaar as u nie daar wil kyk nie. Die hele gedagte rondom die hele effek. Hierdie twee manne, hulle is in staat om die werk te doen wat hulle moet doen. Hulle is in staat om die profesie tot vervulling te bring soos die Here dit vir ons gegee het. Maar ons het geen indikasie dat dit hulle gaan wees nie. Die goedjies wat ons mee deel en die punt wat tot dusver is, geef ons die indikasie, die tyd is nou so naby. Dis moontlik dat dit hulle twee kan wees. Dis ook moontlik dat die twee na hulle kan wees. Maar ek wil graag vir u vra, met dit wat ons mee deel en gedeel het, die fokus bly op Jesus Christus. Onthou, dis die Vader wat die afkondiging maak. Die tyd is verby gekom. Sonder dit is daar geen tydprofesie nie. En ek en jy is nie seker nie, maar die dinge lyk goed en dit lyk of dit so mooi in plek val. So daarvoor prys ons die Here. As jy nuuskierig is, ek gaan nou nie verder daaroor praat, ek gaan net nog 'n klein stuk saadjie plant, maar jy kan gaan kyk na die boodskap as jy die link wil hê, kan jy net vir my sê. Maar ek wil graag wegspring met die gedagte vandag net hierdie nie lank daarin spandeer nie, maar met die nuwe paus wat aangestel is, Paus Leo die 14de. Daar was aanmerking gemaak rondom die mosita wat hy gedra het. Nou met die vorige paustomme wat hulle ingekom het hulle die wit drag gehad en hierdie enetjie het so oulike kleur, hy het seker maar van klere gehou. Alles is maar, daar's 'n doel vir alles. Die paar punte wat ek maar net na vore kan bring, is dat jy doen, deur dit doen hy erkenning van die tradisie van die pausdom. Hy neem in ag van die ernstigheid van sy taak as paus. Terselfde tyd, hy wys dat hy respek het vir die pauslike ampt in die konteks van nie net as 'n kerkleier nie, maar in die konteks van wat dit was oor die jare, dat hy die God op aarde is, die leier in die wêreld. Dus hoekom ons sê, dis moontlik wat ek en jy voorgewag het. Die derde puntjie wat ons kan maak, is die herstel van die formele waardigheid as majesteit van die Vatikaan. En die woord majesteit begin al klaar aanklank te vind van waar dit wil weer kom. So die kanse is goed, onthou net, ek sê nie, en julle kan my nie quote daarop nie, ek sê dit op video. Dis nie te sê dit is hy wat dit dalk gaan volbring nie, maar dit is moontlik dat hy kan, of dis die beginpunt waarna toe gaan lei, want die tyd is reg. Die laaste gedeelte, sy fokus is op 'n konservatiewe teologiese rigting. En hierso kan dit ons twee rigtings gaan. Ons kan sê, wow, hulle gaan terugkeer na die woord toe. Dit gaan so lyk, daar gaan baie ou tradisie goedjies wees wat in plek gaan val, selfs in die tydperk van daai 1260 jaar wat hulle in bewind was, waar daar vervolgings was. En hierdie is goeie aanduidings van wat moet word, sodat die profesie in vervulling kom. My gedagte is net, ek onthou op ons Facebook, het ons die ding bespreek tussen ons leraars, nie almal is daarop nie, maar het is 'n internasionale groepie, het is 'n private groep, julle. Maar ons het net so 'n bietjie bespreek, en daar's die een leraar wat net genoem het, gaan daar weer 'n A.T. Jones wees, wat gaan staande bly. Want die Amerikaanse president net so 'n goeie afkondiging gemaak, dat hy bring godsdienst terug, daarin, waar dit nie hoort nie. Wel, ek sê nou, die godsdienst is enige tyd welkom, maar ek en jy weet waar dit na toe gaan. Ons het 'n boodskap gegee so rukkie terug, en die groot gebeurtenis wat die trigger gaan aflaai, is as die konstitusie daar verander is. Maar hy het die klaring duidelik gemaak, hy bring godsdienst terug.
en dit is merkwaardig. Hier is net 'n paar vinnige punte wat ek graag hier wil herinner. Terwyl ons nou hierdie interessante goedjies hoor en luister, jou fokus bly op Jesus. As jy jou fokus plaas op die FSA en die eerste dier, gaan dit nie help nie, want jou fokus gaan daar en hulle volg en dan mis ons die verlosser. Jou heel eerste prioriteit is om jou verhouding met Jesus intak te hou. So hier is 'n paar gedagtes wat ek net wil meedeel. Jy, elke liewe een van ons, is waardig en jy's geroep tot 'n hemelse posisie. Die boodskap wat jy het, die leiding van die Heilige Gees, dra deur dat ek en jy tot diens vir die Here moet wees. Ons is die opdrag gegee om die 3 engele boodskap te versprei. En jy is gelukkig, ons hoef nie wêreldwyd nie, ons is versprei wêreldwyd. Ek en jy moet net fokus op Bloemfontein en die buitedorpies buite. 2, as jy in Christus is jy deel van God se eersgeborenes, die erfgenaam van die koninkryk. Daarvoor het ek gehoop julle almal sal sê, amen, ons kan nou rustig wees. 3 punt, jy het 'n roeping tot volwassenheid, geestelike volwassenheid, om soos Jesus te wees, die eersgeborene onder baie broers. Ek en jy moet toelaat, die Heilige Gees, die beeld en die gelykenis kan herskep in ons lewens. Die 4de herinnering wat ek vir julle wil gee, jy leef nie net vir vandag nie, maar as iemand wat 'n ewige erfdeel het. En mag dit wees, terwyl ek en jy wandel hier deur die dorp, en deur die verkeer, en waar ook ons onsself verkeer, mag die mense die vreugde en die hoop in ons sien. Die laaste puntjie daar, en hierdie identiteit gee hoop, sekuriteit en betekenis in elke aspek van die lewe. Kom ek en jy lewe so uit. Goed, die tyd, vriende, is naby. Daai horlosiesyfer is verkeerd. Ek het nie genoeg tyd gehad om die regte voete te soek wat daai so 'n paar sekondes vir. Maar julle kry die idee, die tyd is besig om uit te hardloop. Ons het nie 'n tyd verbonde wat ons kan sê hierdie datum nie, maar die tekens is daar, die tyd is besig om uit te hardloop. En teen die tyd van die dinge begin gebeur, gaan dit vinnig gebeur, maar dan is daar ook die groot gedeelte wat daarvan kom, is waar die genade deursluit. En dis wat die Bybel teregte dit mooi stel vir ons. Dis waar die wat regverdig is, meer regverdiger word, en wat onregverdig is, nog onregverdiger word. So vriende, die misleiding waarmee ons besig is, van die laaste boodskap en vir vandag, die groot gedeelte van 'n misleiding gebeur binnehuis. Wanneer dit kom van buite af, as baie van buite af, dis daar, maar dit is maklik identifiseerbaar. Jy is nie deel van my geloof nie, wat jy nou sê, jy moet bevraagteken gaan ondersoek. Maar die groot gebeurtenisse gebeur in jou eie geloof, met jou eie mense, dit kan selfs in die eie huisgesin wees. Daar's waarskuwings dat daar so in huismisleidings kan wees. En hier, ek bring een voorbeeld vir julle, wat ek graag met julle wil deurwerk, en hierdie is 'n belangrike een. En ek wil graag begin by waar dit vandaan kom, en dan gaan ek dit mooi deurwerk met u, net as 'n voorbeeld van die intensiteit wat dit kan gaan. Heel eers, voordat u nou daai kleiner skrif lees, en die middelaarswerk en die mens staan in sy eie volmaakte karakter. Dis die boodskap wat party mense gee, en daar's party leraars wat dit ook sê, jy moet 'n volmaakte karakter hê. Ek sit 'n vraagteken daar. Is dit so of is dit nie so nie? Waar kom dit vandaan? En ek wil graag dit met u deel. Ek kom met die groot stryd uit op bladsy 425. En dit sê daar, wanneer Christus sy voorspraak in die heiligdom beëindig, sal die ontelbare gevalle reeds beslis wees vir lewe of vir dood. Wanneer hy die heiligdom verlaat, Jesus, want dan is die middelaarswerk klaar, dan sê dit daar, sal duisternis die inwoners van die aarde oordek, in daardie vreesaanjaende tyd moet die regverdiges in die teenwoordigheid van heilige God lewe sonder 'n voorspraak. En dis hier waar ons toe ons uit die kot wil amper gooi, François, en dan stop ons daar en ons raak vreesbevang, ons word so half koud. Ons gaan sonder 'n middelaar wees. Ek gaan my karakter moet volmaak kry voor daai gebeur, anders gaan ek nie staan en kan bly nie, ek gaan nie hemel toe gaan dan nie. En dan raak ek so bevange, Johan, dan sê ons, maar ek gaan dit nie kan maak, en ons kyk in die spieël en ek kyk na myself, ek is so onvolmaak.
ek het 'n verlosser nodig. Wat van jou? Ons sit met 'n krisis, maar die krisis is daarom nie groot nie. Op daardie tydstip is elke mens se ewige lot vasgestel. Dis die tyd wanneer die Heilige Gees onttrek. Dis die tyd wanneer Jesus die middelaarswerk voltooi het in die allerheiligste. Dis wanneer die Openbaring vir ons verduidelik, daar is dan 'n halwe uur stilte, geen meer gebed word aanvaar nie. Dit is die middelaarswerk. Anderswoorde, daar is geen meer redding nie. Sou daar iemand sou wees, en ek gee maar net 'n voorbeeld, daar gaan nie wees nie, want die Here weet sy tyd is 100% reg, maar sou daar iemand wees wat sê, Here vergewe my, daar is nie 'n middelaar nie. Is jy met my? Maar ons gaan, terwyl die plaas val, sal ons duidelikheid hê, ons sal kan sien, maar die Here se tyd was reg. Maar kom ons los daai gedeelte vir eers. Kom ons bekommer ons eers oor hierdie gedagte. Daar geen meer gebed gaan hoor nie. Is jy vreesbevange? Ek sien daarom nog niemand sweet nie. Hierdie is 'n boodskap wat ons almal ken, maar van ons is nie bewus daarvan nie. Vir Openbaring 22 vers 11 sê, wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen, en wie veil is, laat hom nog veiler word. En laat die regverdige nog regverdiger word, en laat die heilige nog heiliger word. Ek gee die skrif daar vir u, want partykeer lees ons die groot stryd, en sê, waar staan dit in die Bybel? En is juist hierdie gedeelte. Dis 'n onherroepelike beslissing. Christus se rol as middelaar is afgehandel, dis klaar, en elkeen se karakter is vasgelê. En onthou, al wat jy gaan saamvat in die ewigheid, is die karakter. Niks anders nie. Nie jou kar nie, nie jou huis nie, niks. Net jou karakter. As jy nou in jou karakter werk nie, dan het ons nie baie om saam te vat. Maar vriende, kom ons kyk verder. God se volk staan getrou tydens beproewings. Daar's beproewing wat daar deurkom, en dis waar die vreesbevange kom. Gaan ek in staande bly as mens? Want die middelaar se werk is nou voltooi, nou kom hierdie pla, daar's nog aanvalle, daar's die groter verdrukking, Jakob se verdrukking. Gaan ek en jy kan staande bly? Of gaan ons iewers te wegkruip tot as Daniël 12 vers 1 bevestig het ook, het sê, en in die tyd sal Michael opstaan, die groot vors, wat oor die kinders van jou volk waak, en in die tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek geskryf is. Hier staan 'n belofte, ek en jy kan nie vashou. Dis verseker en dis 'n waarborg. Elkeen wat in die boek geskryf is, sal gered word. Is jou naam geskrywe of is hy al uitgevee? Die genade deur is nog nie toe nie. So vriende, die gedagte daar is, die voorspraak eindig, die verlossing begin dan, en Jesus tree dan af as middelaar. En net soos Saitjie, daar word hierdie gedagte vir ons gegee, die hemelwesens op daai oomblik is vol vreugde. Uiteindelik is Jesus verlos van die bediening wat vir hom soveel pyn veroorsaak het. Daar word vir ons die gedagte gegee, en ek dink ek het dit al vir julle genoem, as middelaar, terwyl ek en jy foute maak of wetende sonde doen, hy ervaar daai selfde pyn as wat hy gehad het op die kruis. Dis toe hy ons nou daar so sê, Vader, waarom het jy my verlaat? Maar die keer is dit nie die Vader wat hom verlaat nie, dit is ek en jy, of die gelowiges. En dit is wat hom daai pyn gee. Die hemelwesens is vol vreugde. Jesus is verlos van daai pyn en lyding en daai bediening. Maar dan is daar ook 'n hartseer, want wat gebeur op die aarde? Die profesie sê, die wêreld volg die dier agter. So daar's 'n groot menigte wat dan al lewens verloor. So vriende, pas op vir onvolledige gedagtes, want daai gedeeltes nou gelees het, baie stop daar en raak nou vreesbevange, en hulle vergeet bietjie om 'n bietjie verder te lees en notisie te neem wat daarvan sê. So aan die ander woorde, ons beperk soms ons selfstudie, of ons laat toe dat ons hierdie kwotasies na ons toe kom, of op WhatsApp, of op YouTube, hoe ook al dit mag wees, en ons wil 'n groot ding daarop bou, en die duiwel werk daarmee, hy werk met die waarheid, van binne af, sodat ek en jy vreesbevange word. En wat sê die Here? Ek en jy moet nie vrees nie. En wanneer ons vrees, kan ons ook nie ordentlike besluite maak nie. So vriende, hierso kom ons kry die volle gedagte. Die seël van die Heilige Gees gebeur voor die sluiting van die genade deur. En hier is 'n belangrike gedeelte, dis hoekom daar die vervalsing ook is wat sê nou
Die Heilige Gees is nie 'n derde persoon nie, want die derde persoon is juis belangrik om ons te seël. Dit sê dan in Efesiërs 4:30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, waardeur julle verseël is, tot die dag van verlossing. Ek en jy is gewaarborg, ons is gevul by die Heilige Gees tot die dag van verlossing. Die Heilige Gees onttrek nie van die regverdiges nie. Mark 7 vers 3 sê, totdat ons die knegte van ons God op hulle voorhoofde verseël het. So die seël beteken dat God se kinders vas staan in die waarheid, onwankelbaar, in verstand en in karakter. So ek en jy die versekering daar, dat ja, Jesus se middelaarswerk word voltooi, maar die Heilige Gees bly teenwoordig in ons lewens. Daai gedeelte wat daar op die skerm is, die seël beteken dat God se kinders vas staan in die waarheid, onwankelbaar, in verstand en karakter. Dis in die laaste dag gebeurtenis, bladsy 219 as jy wou ondersoek doen. In die boekie Desire of Ages sê dit die volgende: al probeer Satan om die siele uit Christus se hand te ruk, wat hy met sy bloed gekoop het, sal die verlosser nie een enkele siel verlaat vir wie hy gesterf het nie. Sy sorg hou nooit op nie. Ek kan eintlik net hier stop en dan kan ons die Here dank en ek kan jy voortgaan met ons verhouding met hom. Maar kom ons gaan kleer dit net 'n bietjie verder in. Maar tot nou toe, ek hoop jy sien dit raak, daar's die versekering. As ek en jy in Christus is, ja, die middelaarswerk is voltooi, maar God verlaat die regverdiges nie. Dit sê daar in Handelinge van die Apostels, bladsy 51, die Gees verskaf die krag van strydende, worstelende siele staande hou in elke noodsituasie, te midde van die morele duisternis van hierdie bose eeu. Ja, mens kry amper half hoendervleis as jy net daai woorde van die bose eeu. Ek en jy dink dis nou boos. Kan julle self voorstel, die Heilige Gees onttrek? Hoe boos gaan dit dan wees? Maar gelukkig, dis dan so naby, 'n kort tydjie, dan is Jesus met ons. Die groot stryd, bladsy 630 sê ook, die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en red hulle. So vriende, is hierdie gedagte, ek en jy gemag dalk vrees, ons gaan bidtend wees. En wanneer ons dan Jesus sien op die wolke kom, dis wanneer ons dan liggaamlik verander in 'n oogwink, maar dis dan wanneer ons gaan sien, maar hey, waar kom julle vandaan? Ons gaan omsingel wees van die engele wat ons beskerm het. En ons gaan na Jesus kan sien. Dis daai oomblik, wanneer die onregverdiges gaan weghardloop en net sê, val op ons berge, val op ons, want hulle gaan nie kan kyk na Jesus nie. Sy geregtigheid is van so aard om hulle selfs tot die dood toe te bring. So vriende, ek en jy is gevrywaar. Selfs die engele gaan ons by wees. Met ander woorde, om 'n opsomming te maak, Christus eindig sy voorspraak, maar hy verlaat sy volk nie. Die regverdiges is verseël, hul sondes is vergewe en hulle lewe in gehoorsaamheid uit. Dit klink so mooi. Die Heilige Gees bly teenwoordig, hy versterk en hy lei en hy gee krag, en Christus tree op as koning en beskermer selfs na die heiligdomswerk. Dit hou nooit op vir die kinders van die Here nie. En vir ewigheid gaan ek en jy so met die Here wees. Vriende, die groot stryd sê daar, God se kinders is nie alleen nie, hulle word deur engele bewaak en deur die Gees gesterk. Die engel van die Here trek 'n laar rondom wat hom vrees en red hulle. Jy en ek sou ons die regverdiges wees, want onthou, daar's die gelykenis van die 10 magte. Daar's van die heiliges wat sê hulle is heilig, maar hulle gaan nie reg wees nie. Hulle is nie gevul met die Heilige Gees nie. En dis waar ek 'n bietjie moet inkleer, ek en jy, en onsself afvra, is ek en jy gevul met die Heilige Gees? Soek ek en jy dit genoeg dat ons die Here smeek in smeekgebed ons te vul met die Heilige Gees, te seël met die Heilige Gees. Onthou, hy kan net vir ons gee wat ons vra. Hier sê 'n klein opsomming, as daar van julle wat dit dalk nie kan sien soos ek nie. Ek gaan hierdie hele lesing vir julle op die WhatsApp groepie sit, so julle gaan dit kan hê.
Ek gaan net so vir 'n oomblik draai. Maar ons het twee kante, daar's die vraag en ons daar antwoord. Die eerste vraag daar is, sal die verseeldes alleen staan sonder die Heilige Gees? Ek dink ons kom nou tot 'n antwoord, dit is nee. Ons is sonder 'n middelaar, die middelaarswerk is voltooi. Met ander woorde, daar's niks meer iemand wat vir ons intree, die wat nog gesondig het nie. Daai is alles verby, die genade deur is gesluit. Maar die Heilige Gees bly teenwoordig. As julle kon en wou, kon julle gesê het amen. Ek is so bly daarvoor. Ek weet nie van julle nie. Die tweede gedagte is, wat beteken dit in prakties? En dis dan hierdie volgende paar punte. In 'n tyd van groot benoudheid, soos Daniël 12 vers 1, sonder nuwe sondes wat vergewe moet word, want daar is geen middelaar nie, maar God sal hulle in stand hou deur die krag van die Heilige Gees. Ons sal nie sonde kan doen, want daar's nie 'n middelaar nie. So ons is so geseël met die Heilige Gees en ons verhouding met hom is so in plek. Ons gaan nie daar sondig nie. Maar onthou, ek bevestig en ek beklemtoon met die krag van Jesus Christus. As jy dit alleen wil probeer, gaan jy dit nie maak. Is jy met my? Die volgende gedeelte, die vraag daar is, wat is hulle ervaring? 'n Diepe sielestryd en totale vertroue op God, terwyl hulle weet, hul lewens is in sy hand. En as ek en jy dit vandag kan bevestig, my en jou lewe is in sy hand, dan kan dit daar ook so wees. Maar as ek en jou nou voel, nee, ek is alright, dan het ons klaar 'n probleem. Vriende, oor 2 weke het ons nagmaal en ek dink hier is 'n goeie geleentheid om aan hierdie gedagtes te dink. Bidden te gaan en sê, Here, openbaar aan my as mens, waar staan ek met U? Ek dink my verhouding met U is reg. Miskien is dit nie. Ons kan net dit verstaan, die diepte daarvan, as die Here aan jou en my openbaar. Dis nou waar ons kom. Ek gaan dit nou sê, maar is nog 'n paar minute toe. Ons kom dis op slot. Amper op die einde. Maar wees met my, so in ander woorde is, as jy so 'n bietjie gedinker het, fokus net vir die volgende paar minute, want hierdie wil ek graag hê, jy moet gaan bid oor. Ek wil graag vra dat jy vir die volgende 2 weke jy aandag hierop fokus, vir die voorbereiding vir die nagmaal. Wat is perfeksie? Die eerste vraag is, wanneer weet jy het dit? Wanneer ek nou hier praat van perfeksie, is daai, jy staan saam met Christus, en ons staan vas, en ons sondig nie meer in Jesus Christus, met sy krag en in sy mag, en alleen kan ons dit nie doen nie. Wanneer weet ons het dit? Abraham, wat trek, hier's 'n paar, is nou net deel van 'n illustrasie. Hebreërs 11 vers 8 sê, deur die geloof het Abraham, toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek, na die plek wat hy as 'n erfenis sou ontvang, en hy het weggetrek, sonder om te weet waar hy sou kom. En vriende, en hierdie laaste, ons weet nie waar ons gaan nie, ons weet hoe ons gelei gaan word nie, maar ek en jy moet gehoorsaam wees soos Abraham, maar die gedagte wat ek wil bring is, het Abraham tot by die bestemming gekom waar die Here vir hom gesê het, bou nou met jou groot paleis, want hierso is die plek waar jy gaan woon. Julle mag antwoord? Nee. Hy het gekom by 'n plek, wat vir my altyd so mooi staan, hy het 'n altaar gebou, en die Here gedank, hy het daar gebid, en 'n offer gemaak, en nie lank nie, dan moet hy weer trek, en weer trek, en weer trek, Frans en weer trek, as 'n leraar weet van trek, ja, trek, maar hy het getrek, met ander woorde ek hierby wil vir jy noem is, ons het 'n bestemming om die beeld en die karakter van Jesus en die gelykenis van Jesus te herskep in ons lewe. Wanneer ek sê ons, beteken dit met die leiding van die Heilige Gees. Hoe gaan ek en jy weet wanneer ons daar kom? As ek en jy nou vandag dink, nee, ek het dit gemaak. Ek het dit. Volgens Spreuke, dan is ek en jy verlore. Ek en jy gaan altyd dink, ons skiet kort. Hoe nader jy aan Jesus kom, inteendeel gaan ons meer veilig voel. Ons het dit in ons weekse lesstudie ook gesien. As jy in die troonkamer gaan, die profete wat die visioen gehad in die troonkamer, dan bevestig hulle, ek skiet so baie kort. Dan het hy deur 'n bekeringsproses gegaan om homself voor te berei om die werk van die Here te gaan verrig. Net so, liewe vriende, ons gaan nooit by daai bestemming uitkom, want ek en jy gaan sê hier op aarde voor Jesus kom, ek het dit nou gemaak nie.
Sou u nou vandag so dink ek, moet jy 'n afspraak met my maak, want daar's daar groot probleme, want dan het jy nie 'n verlosser nodig nie. Die tweede voorbeeld wat ek wil gebruik is 'n reënboog. Nou vir die kinders wat eers hierdie, ek weet nie hoe julle kinderstories verloop nie, maar toe ek klein was daar gesê daar's 'n pot goud daar onder die reënboog. Wanneer die reënboog kom, dan dink jy, ja, nou moet ons gaan. En Tony is daar konferensies wat dalk sukkel, moet ons daai reënboog soek om fondse te kry, miskien vir die Unie of die konferensie. Daar's 'n pot goud daar. Wie van julle het al die pot goud gevind? Is daar iemand? Wie het al gaan soek? Ek bly jy's eerlik, ek's ook eerlik. As ek gesien het, dink ek gaan kyk, wat gebeur as jy nader aan die reënboog kom? Ek gaan nie verder. En baie keer sien nou uit daai skynsel, ek weet nie wetenskaplikes kan dit mooi verduidelik. Iewers kan hy nou weg, kyk en dan is hy dalk agter jou. Was net 'n verskyning. So daai's 'n ou leuen storie daai. Maar dis dieselfde met Jesus Christus en die karakter. Jy dink jy kom so naby, die oomblik as jy so naby kom, dan raak dit net al hoe verder en al hoe verder. In hierdie leeftyd voor die genade deursluit gaan ek nie tot daai punt kom om te weet ons het dit nou gemaak nie. Vriende, ons staan dan voor die deur van verseëling, Openbaring 22 vers 11. Wie onreg doen, laat hom nog meer onreg doen. En wie vuil is, laat hom nog vuiler word en laat die regverdige nog regverdiger word. En laat die heilige nog heiliger word. 'n Paar probleme wat opkom. Die geestelike bedrog kom in en speel 'n groot rol. Daar word openlike sondes gedoen en dit word afgesien as ag, is nie so ernstig nie. Ons lewe nou in daai generasie dat die snaakste goed 'n paar jaar terug sê, wat gebeur nou? En as ons nou dan kyk, ja, is net nog 'n dag. Ons is so gefynkamp dat sonde amper nie eens meer na sonde lyk nie. Passiewe verdraagsaamheid, ons verdra alles. En ons wil dit mooi praat, nie, ons moet net lief hê. Vriende, daar's kerkinstansies, gelowe, wat van so aard op hierdie staan, hulle so passief op die verdraagsaamheid van mekaar. Dit moet alles uit liefde geskied. Dat die Bybelbeginsels eenkant gesit word in hierdie boek as hy verklaar word en sê, dis oudtyds. Ons moet nou fokus op die liefde van die mens. Die groot gemeente wat ek nou van praat, was eens protestante. Nou uit daai selfe beweging is daar protestante wat opstaan en sê, nee, ons wil die Bybel volg. So daar's 'n skering in daai geloofgemeenskap. Vriende, 'n vervul van morele en leerstellingsstandaarde. Leerstellings soos nou met die manne, praatjies, as ek begin meer deel oor die leerstellings. Van ons eie lidmate sal ook partykeer teenstrydig wees teen leerstellings. Ek was al op die vingers getik deur lidmaat se leraar, vergeet nie die leerstellings. Doop die persoon, die einde is naby. Nou wonder ek, daai karakter is dan, daar's niks die karakter nie, hy weet dan nog niks. Leerstellings is van kardinaal belang, liewe vriende. Leerstellings is nie van Katolieke af nie, dis nie van die duiwel af nie, dis alles Bybels, leringe. Ek en jy kan nie sonder leringe nie. Ek en jy sal nie weet wie Jesus is as ons nie die lering het nie. Ek en jy sal nie weet wat verlossing is sonder die lering nie. Maar onthou, dit moet nie net by lering bly nie, dit moet ook 'n verhouding aspek wees. So daar's 'n raamwerk vir daai gedeelte. Maar daar's 'n verval van die leerstellings. Maar onthou, ek wil ook graag net doen, partykeer kan ons so fokus in die leerstellings, en ek dink dis waar die lidmate wil inkom, dat ons fokus te veel op die leerstellings, want ons vergeet soms van die verhouding met Christus. Dan moet daai balans wees. Dan is daar geen berou meer nie. Ons harte word verhard. Die karakter wat nie hervorm nie. Ons is die hele tyd besig met herlewing en alles wat liefdevol is. En dat ons praat van die genade tyd. Inteendeel, die boek hierso, net voor Openbaring praat daarvan, dat hulle gaan insluip, mense gaan insluip, en hulle gaan die genade boodskap vir ons gee. En dit klink reg, en ons is gered deur genade, is dit nie? Maar dit stop nie daar nie, want ons word, die gelykenis en die beeld van Christus word herskep in ons. Ons kan nie sonder daai gedeelte nie. Maar vriende, dan kom God se oordeel, naam word uitgevee uit die boek van die lewe. Party
met 'n miskonsepsie van daai, veral as jy die konteks van die wegraping in plek sit, nee, is altyd 'n tweede kans. Kom ek los dit daar aan, nog 'n uur gesels. Vriende, is net 'n vinnige voorbeeld, ek gaan vinnig wees, en ek is mal oor hierdie storie, ek kan dit daar dramaties wees, ek wil nie dramaties raak nie. 1 Samuel 2 vers 25, sê daar, as mens teen mens sondig, dan beslis die owerheid oor hom, maar as 'n mens teen die Here sondig, wie sal dan vir hom as keisregter optree? En hierso sien ons die verhaal van die priesters, ek hoop ek spreek dit reg uit, jy sien nou sukkel ek al klaar, Eli, met sy 2 seuns, Hofni en Phinehas, julle kan sien ek sukkel, nee, ek gaan julle net wel. Maar goed, maar daai 3, hulle is al 3 priesters, en die Bybel sê daar, die seuns was genoem deegniete. Dat beteken as ek en jy net lees, deegniete, dan lees ons net aan, maar wat beteken deegniete? Ongelukkig het ek paar daar geskryf, maar ek het gekyk na die Hebreë en na die Grieks ook, dit beteken ongoddelik, waardeloos en boos, maar hulle dien as priesters. Vriende, vandag is daar sulke leraars, daar sulke priesters wat waardeloos is, boos is en hulle is ongenadiglik en hulle is ongoddelik, maar hulle doen die werk van die Here. Hierdie 2 priesters was daar, en as die mense bring vir die offers, hulle het van die offers vir hulle eers self gevat en wat oorbly gesê, en nou gaan maar voort. Met ander woorde, hulle steel van die Here self. Dit word daar genoem, hulle sondig openlik teen God, opsetlik. Dit sê dan nogal, alles wat die vurk optel, het hulle gevat, en die vet van offers vir hulle self gevat. Met ander woorde, as iemand nou kom en vir die Here offer maak, het hulle 'n vurk en skep hulle daar, hierdie vleis is ons. Dan gaan eet hulle nou dik stukke, en dit was eintlik veronderstel om vir die Here te gewees het. Hulle het ook daar seksuele sonde gepleeg teen vroue, en luister mooi wat die Bybel sê, by die ingang van die tent van samekoms. Hierdie ouens het geen respek gehad vir die Here, maar hulle was in diens van die Here. Maar die Here het hulle aangespreek, maar hulle het vir Eli aangespreek, sê, hoekom los jy jou seuns daar in diens? Jy weet hulle doen onreg. Hulle is besig om die volk so te mislei en weg van my af te vat deur hulle dade. Hulle speel rond met my offers. Vriende, dan was daar die profesie vir hom gegee, en het het waar geword, die 2 seuns het gesterf, en hy toe gehoor daarvan, toe sterf hy ook. Die gedagte wat ek vir u wil oorbring is dit, die pa het geweet van die 2 seuns se onreg, maar hy het niks gedoen om te red, ag my arme seuns, as net toch so 'n bietjie langer hou dat hulle in diens kan wees, iewers te gaan hulle tot bekering kom. Maar intussen mislei hulle die kinders van die Here. Vriende, ek en jy lewe op die einde van tyd, en as ek na die Openbaringe kyk, deur van die 7 gemeentes en baie ander plekke nog meer, dan sê die Here op plekke, ek ken jou werke. Dan verduidelik hy wat hy ervaar wat nie goed is nie, maar as enetjie wat mooi staan, hy sê, ek ken jou werke. Wat ek van jou hou, is dat jy haat die werk van die Nikolaïte. Jy haat die sonde, jy haat wanneer mense sonde, onthou, jy haat nie die mens nie, jy haat die sonde. En ek en jy moet terugkeer om sonde te haat. As ons iets verkeerd sien by tussen mekaar, dit is mekaar aanspreek. Matteus 18, sag met sagmoede en met liefde. As daar van die ouderlinge is of 'n leraar is wat iets fout, julle moet ons kom raadpleeg, anders mislei ons mense. Hierdie is 'n ernstige saak. En vriende, tans, as ons wêreldwyd kyk van hoe godsdiens hardloop, is daar van hierdie wat 'n probleem is. Predikers wat kom en vir jou sê, hierdie is net 'n boek. Dis daai prediker, daai dag wat jy moet uit sy ore vat en sommer hier uitvat. En vriende, dis nou waar die liefde opkom. Die Bybel is baie duidelik hoe dit te werk kom, en nou net nie fisies raak nie. Die oor is nou net soos 'n kind, ek mag nie grap nie, maar dit is nou maar net daai reaksie. Ek weet julle verstaan wat ek probeer sê. Maar vriende, ek en jy het nodig om daai in plek te sit. So maklik sê ons, hy's ook maar net mens. Kom ons los hom, laat hy net regkom. Maar intussen is daai persoon nog steeds in die bediening. Mislei mense. Hoe is dit moontlik? Weet julle hoeveel predikers is daar? Nie net in ander kerke, in ons eie kerk ook. Predikers wat met kinders slaap, ander verhoudings het,
wat moontlik daar in die agterhoekie nog dronk word, ag, daar's sonde. Nou, hier's die gedagte. Ons sê so maklik, hulle is net mens. Dan ek dink jy het ook al die woorde gehoor, né? Ag, Simon, hulle is net mens. Leraar, jy is net mens. Ek is ernstig, ek is ook net mens. Ek herken dit. As ek nie mens was, sou ek nie gewees het nie. So ek kan foute maak. Maar is nie 'n verskoning om te gaan doen wat jy wil doen en net te sê, man, ek's net mens. Kom ek slaap maar rond, ek's net mens. Kom ek word dronk vanaand, ek's net mens. Dan speel ek die rol van hierdie priesters. En die wat my oorsien, gaan ook pa staan en gaan hulle ewige lewe ook verloor. So vriende, ek en jy is so naby aan die tyd. Ek en jy moet begin uit liefde uit mekaar bedien. As ons fout vind by 'n broer, in plaas van om te gaan skinder, moet ons in sy sitkamer sit en sê, broer, ek wil net duidelikheid hê. Het jy hulp nodig? Kom ek help jou. Kom help jy my, kom ek help jou. Dis hoe ons moet nou wees. Vriende, daarbey, vandag doen gelowiges dieselfde, reeds genoem, ek gaan dit nie deur gaan nie. Dieselfde aksies wat daar gebeur het, gebeur presies vandag nog. Eie gewin. Ek gaan nie nog 'n uur gesels nie, maar vriende, eie gewin dis 'n vreeslike ding daai. Om lede in sonde ook nie te vermaan nie, is 'n groot probleem. As jy van iets weet en jy gaan doen nie iets omtrent dit nie, jy is net so skuldig. 1 Samuel 2 vers 29, eer jou, God het vir hom gesê, eer jy jou seuns meer as vir my, deur jou vet te voer met die beste van elke offergawe van my volk Israel. Hoe gaan ek en jy staan? Liewe vriende, ons staan voor die deur van verseëling. Ons staan voor die deur waar die genade deur gaan sluit. Openbaring 22 vers 11 is duidelik, die wat regverdig is, gaan nog regverdiger word, as hulle geseël is met die Heilige Gees. Die wat onregverdig is, gaan onregverdiger wees. Uit die leen wat daar was, is dat ons alleen gaan staan. Ons gaan nie alleen staan nie, tensy jy onregverdig is. Die versekering is daar. Jesus is met jou en my, ons moenie vrees nie. Hoe kry ons die oorwinning? Ek gaan nou hierso spaak maak, anders gaan ek hierdie met los vir 'n ander dag. Praktiese beginsels, ek gaan hierdie vir julle stuur. Daar's praktiese beginsels vir die voorbereiding, volgehoue selfondersoek en bekering. Ons het nou tyd tot die volgende nagmaal. Gaan doen selfondersoek. Maar nie net by jouself nie, doen dit bidend. En as daar bekering moet plaasvind, en daar behoort daaglikse bekering plaas te vind in elk geval. Vir die tweede gedagte, volle oorgawe aan Christus. Nie net 'n gedeelte nie. En ek kan nie ook net sê, man, oor 'n jaar, ek wil net eers hierdie voltooi. Ek wil net eers aan my pensioen werk. Daar's 'n pensioen in die hemel. Vergeet van jou pensioen op aarde. Vriende, die derde punt, eerbied en heilig die godsdienstpraktyke. 4, hervorm in leefstyl en persoonlike getuienis. En nie partykeer het ek en jy 'n krisis, as jy leefstyl. Nee, want dis die genade tref my in. Liewe vriende, ek en jy moet Christus se karakter weerspieël. Herstel die huisgodsdiens en gesinsleierskap. En hier het ons 'n krisis, ons is so besig. Daar is nie familie godsdiens nie. Liewe vriende, ons is verantwoordelik daar, ons het nodig om huisgodsdiens, gesins, ons kinders met ons lei, en dan opregte gemeentelike toesig en dissipline. En dis alles uit liefde uit. Ek meen as jy iemand reg en sê, hoorie, ou maat, vir die laaste paar maande, ek besef, ek het jou dronk gesien, ek ervaar jou dronk, ek moet jou lei. Het jy hulp nodig? Daai gebeur al voordat jy om kerkraad toe, vir as klomp stappe, maar wat ek graag wil hê is, moenie die goed oorskakel nie. As jy van iemand hoor wat rondslaap, gaan daai persoon moet gered word. En ek noem net twee voorbeelde van son, daar's so baie. Ag, liewe vriende, ons het nodig om bietjie dieper te kyk op regte gemeentelike toesig en dissipline. En ek wil graag noem, en dan gaan ek wegtrek van hierdie een af. Die toesig is nie net van die leraar af nie. Inteendeel, julle bevestig hoe min ek in julle huise is. As ek hierdie moet deurvoer, moet ek elke dag in die huis kom check jou, maar ek het my nie 'n polisieman gemaak nie. Maar julle ken mekaar jare lank.
Julle weet die details, en partykeer, ja, Frans, partykeer hoor ons dit vinnig, as jy by 'n nuwe distrik kom, en die is die eerste ding, jy raak sit, laat ek gou alles vertel. Dis daar waar ek sê, ek stel nie belang nie, ek wil elkeen gaan ontmoet op 'n, en as hulle wel net, dan gaan dit hier en daar, want ek wil elkeen ervaar, want partykeer is daar slegte ervaring wat 10 jaar terug weet, maar hulle hou nog steeds die ou skuldig. Maar vir julle kry die boodskap, ek gedagte, julle moet mekaar help en lei, en julle is verantwoordelik vir mekaar, nie net vir jouself nie. Ontwikkel 'n intensiewe gebedslewe en vas en herlewing. Neem deel in 'n verspreiding van die 3 engele boodskap. Ek herhaal, neem deel. En dan wees waaksaam. Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie. Vriende, die Great Controversy sê, only those who have been diligent students of the scriptures and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusion that takes the world captive. Only those who have been diligent students. Ja, maar Here, ek was besig, jy weet man, ek het 'n rowwe skedule man. Liewe vriende, heroorweeg jou prioriteite. En weer eens, vriende, 31 Mei het ek en jy 'n afspraak met die Here. Ons het voete was en die nagmaal. Ek nooi jou. Kom ons berei geestelik voor. Kom ons gebruik hierdie geleentheid. En as jy dalk 'n gedagte het, ja, ek gaan nie kom nie, ek is nie reg vir die nagmaal nie. Jy het nou tyd om voor te berei. As daar iemand is wat jy moet of verskoning vra of mee moet gesels, gaan maak daai afspraak. Ek het genoem, daar's 'n slag gewees wat iemand moes gesalf gewees het. Die persoon het die salwing nie geweier nie, net genoem, ek kan nie die salwing doen nie, leraar, want daai se, en Jakobus, joh, dis ernstig, want ek moet voorberei, ek moet met mense gaan regmaak, ek is nie reg nie. Maar die persoon gebruik nagmaal elke kwartaal. Nou wonder ek, wat is die verskil tussen salwing en 'n nagmaal? Die nagmaal berei ons voor vir die hemel. Die salwing is daar vir die genesing en die vergifnis van gesondes, soos amper eweredig, maar ek wil half sê, jy moet my nie die statement maak as jy daai leraar sê, dis net my persoonlike gedagte. Nagmaal is 'n belangriker ding as 'n salwing. Hoe kan jy die salwing sê, ek het issues met mense, maar ek gebruik die nagmaal. So hoe gaan jy staande bly wanneer die genade deursluit? Vriende, ek nooi jou, kom ons maak 'n ernstige saak daarvan. Berei geestelik voor. En dit is nie net 'n verhouding met jou mense hier nie. Die Bybel sê om hierdie mense lief te hê is maklik. Ons ken mekaar. Wat van die ander gemeentes? Wat van die ander dorpe? Jou familie van ver. Dis daar wat jy ook moet regmaak. Vriende, die beginpunt is die openbaring van wie ons is. Hierdie gedeelte gaan ek vir julle dan op 'n stemboodskap stuur op die WhatsApp, want my tyd is hier uitgehardloop. Maar ek kan hom so maak om vir jou te sê, daar's 3 aspekte om tot bekering te kom en voor te berei vir die nagmaal dan. Die eerste een is, ek en jy moet oortuig wees. Sonder oortuiging sal ons nooit bewus wees van ons sonde nie. Maar ek en jy moet die Here vra vir insig. Die Here se werk is om ons te openbaar. Tweede, dan moet ek tot bekering kom, nadat ek bewus gemaak is. En daar weer eens, ek en jy kan nie alleen nie, ons moet die Here vra. Vra, Here, verander die begeertes wat ek het. Ek het sondige begeertes. Verander my begeertes. Want die oomblik as jy begeer om reg te doen, begeer om die sonde te haat, dis wanneer bekering reg in sy plek is. En dan laastens, baie belangrik, ek weet party van ons wil dit nie hoor nie, dan moet ons weerstand bied, anderswoorde jou gedrag moet verander. En weer eens, nie uit ons eie uit nie, ons moet bid, Here, gee my die krag, en hy gee my die krag. In al 3 aspekte
Ek en jy moet vra en hy gee. Vriende, verlossing gaan nie deur die mense kom nie. Dit klink lekker, aanvaar daai ouetjie se aanvaring en los die land, Suid-Afrika, gaan Amerika. Ja, jy is seker welkom. Ek hou van my land. Hy gaan jou nie red nie. Die ander een is nou in plek, hy gaan nog so oulik klink, dit gaan so reg lyk. Hy gaan jou ook nie red nie. Hy noem homself die verlosser. Die stelling was gemaak gewees, wanneer hy gekies word as 'n paus, dan alles wat hy verkeerd gedoen het, gaan ongesiens verby. Want nou staan hy in Christus se plek op aarde. Dit is volgens hulle katekisme. Die twee gaan jou nie red nie. Jesus gaan. Only those who have been diligent students of the scripture and who have received the love of the truth will be shielded from the powerful delusions and takes the world captive. Kom ek en jy berei voor vir 'n nagmaal, maar meer nog, kom ons berei voor vir die koms van Jesus. Amen. Ons hemelse Vader, baie dankie vir u genade en dankie Here vir die woord en die waarheid. Ek bid graag vir elkeen wat hierdie woord gehoor het, dat ons die regte besluite vorentoe sal neem. Ek bid ook graag vir die leiding van die Heilige Gees, die invulling van die Heilige Gees oor die gemeente, Heer. Oor 2 weke het ons 'n afspraak met u vir voete was en vir die nagmaal. Berei ons voor, Here. Vir die lidmate wat vandag nie hier is nie, vra ons ook dat u met hulle sal wees en voorberei. Mag u dat daar 'n herlewing in ons gemeente plaasvind, Here. En dat ons die Heilige Gees gehoorsaam en gelei kan word tot daai dag wanneer die genade deur sluit. Ons sien uit na die koms, Here. Berei ons voor. Dis ons begeerte.